Wêreldwyd word daar hierdie naweek die hoogste prys wat ooit betaal is, wat 'n mens kan betaal, word gevier. En soveel kerke as wat daar is, geloofsgemeenskappe as wat daar is in hierdie stad, soveel boodskappe gaan uit vanmôre, elkeen uniek, elkeen fokus op 'n aspek van die kruisoffer wat Christus gebring het. En dit is so uniek om vanmôre 'n volledige boodskap te bring is menslik onmoontlik, want ons probeer maar net vasvang dit wat die Here in ons harte openbaar. Daar is kerk en ek wil vir dit sê, daar is absoluut niks romanties aan die kruis nie. Niks. Dit was die wreedste dood wat iemand daardie tyd kon sterf. En dit was gereserveer vir die slegste kriminele denkbaar. Hulle wou hierdie mense laat ly. They wanted to make them suffer before they die. En as daar's mense wat aan die kruis gehang het, baie keer vir 'n paar dae voordat hulle gesterf het. Want jy hang aan spykers wat deur jou gewrigte geslaan is, nie deur jou hande nie, dit sal uitskeer, deur jou gewrigte geslaan is. Vat 'n bietjie die vinger en druk hom net daar op die pols, dan voel jy hoe intens is dit alreeds. En die doel daarvan is soos wat jy hang aan hierdie kruis, jy gaan eintlik dood aan versporing. Dis wat gebeur. En daar's mense wat vanmôre op dit gaan fokus. Maar terwyl ek die woord voorberei, staan daar vir my in die skrif iets uit, en ek het vanoggend nie 'n skyfie vertoning nie. Ek's jammer, want ons het so 'n bietjie gestoei, soos van julle sal weet. Maar terwyl ek dit lees, toe staan daar hierdie skrif vir my uit, en dis gewoonlik hoe die Here met my praat. En ek dink, want ek sit gisteraan en dink ek, ons moet nou 'n tema hê, nee, dis mos hoe dit nou werk. Jou boodskap moet mos 'n tema hê. En dit gaan vir die snaaks klink die tema, maar jy moet net saam met my bly. Want die boodskap van die kruis bring ons by 'n plek, dis 'n aankondiging van herstel. Dit kondig herstelling aan. Die tyd van herstel het bykans 2000 jaar gelede reeds plaasgevind. Waar het dit alles begin? Natuurlik in die tuin van Eden. Reeds in die tuin van Eden vind ons die noodsaaklikheid van verlossing en van redding. En reeds in die tuin van Eden het God die voorbeeld gestel vir wat nodig sou wees om sonde weg te val. Hoe weet ek dit? In Genesis 2 vers 17 gee God 'n opdrag aan Adam, en dis nog voordat Eva op die toneel verskyn, soos hy is onskuldig in hierdie saak. Sê God vir hom, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. In Genesis 3 vers 6 tot 10 lees ons wat er al gebeur. Die vrou sien dit, en sy sien dit net in vers 5, sê die duiwel vir haar, man, jy sal nie doodgaan nie. Jy gaan kennis verkry, jy gaan word soos God. Min wetend, of dink nie daar nie, of is nie ingelig daaroor nie,
Sy het nie nodig om te word soos God nie, want sy is na God se beeld en gelykenis reeds volmaak geskape. Nou weet ons mos wat het gebeur. Sy eet van hierdie boom, en niemand weet hoe die vrug gelyk nie. Ek weet nie kom sê dit is 'n appel nie, maar weet nie. Maar dit was nie 'n appel nie, hoor. So dis veilig, jy kan dit eet. Die Bybel sê albei is oop gegaan. En dis sien hulle waai, ons het nie klere aan nie. Toe gaan kruip hulle weg, toe God in die aanwyntjie kom en hy wandel deur die tuin. Die Bybel sê in vers 8, hy sê, en hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aanwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg voor die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Ons is nog steeds so vandag, ons dink ons kan wegkruip van God. Ons kan nie van wegkruip nie, hy is alteenwoordig. Maar kyk wat doen God, hy sê vir die mens, waar is jy? En tot vandag toe roep God aan verlore siel en sê, waar is jy? En hy antwoord, hoor wat hy sê, ek in vers 10, ek het u geruis gehoor in die tuin, en kyk wat gebeur, hy sê, en gevrees. Hier sien ons die eerste keer, dat vrees mense pak, dis 'n innerlike emosie, kyk wat doen hy toe hy dit doen. Hy sê, want ek is naak. Toe hy agterkom hy is naak, begin hy bang word. Hy kom agter, my fisiese toestand het verander. Daarom het ek my verberg. Dit was die reaksie op dit wat hy beleef het. God kom en hy is genadig, en in vers 21 lees ons, en die Here God het vir die mens en sy vrou, kyk wat het hy gedoen, rokke van vel gemaak, en hulle het aangetrek. Hierdie velle het nie in handkas gehang nie. Daar was 'n dier wat oorgetrek was met hierdie vel. En 'n onskuldige dier is doodgemaak om sy vel te gebruik, sodat 'n rok vir hulle gemaak, sodat hulle naaktheid bedek kon word. En juist hier in hierdie vers moet ons noodwendig die afleiding maak dat bloed gevloei het. Wanneer ons gaan kyk in die ou verbond, en interessant genoeg in Genesis 15 lees ons dat God 'n verbond met Abraham sluit. Ek is op pad iewers heen, so ek moet nou ongelukkig hierdie, want jy sien konteks is alles. Wanneer ek vir julle gaan lees, en ek gaan vir julle lees uit Hebreërs 9, dan praat hy van die tabernakel. Maar as jy nie verstaan waarvoor die tabernakel daar was en wat daar gebeur het nie, gaan dit vir jou 'n abstrakte konsep wees wat jy gaan sukkel om te verstaan. En wanneer ons gaan lees in Exodus, dan sien ons in hoofstuk 20 tot 23, dan is daar verskillende wette wat God na die tafel toe bring vir sy volk, van die verbondsvolk, en dan sien ons in hoofstuk 24, bekragtig God hierdie verbond. In Exodus 25 tot 30 vind ons dat daar voorskrifte aan Moses gegee word, terwyl God met hom praat op die berg van verheerlik. Die Here vat hom, en hy is in sy heerlikheid, en hy spandeer 40 dae daar, en vir die volgende 5 hoofstukke gee God vir hom baie duidelike voorskrifte van hoe sy aardse tentwoning moet lyk, die tabernakel. Die laaste 5 hoofstukke gaan oor die konstruksie van hierdie tabernakel. Maar die diens wat daar gedoen word, die rede waarvoor hy daar was, een van hulle was om offers te bring. Jy kan gaan kyk, Levitikus begin met die verskillende offers wat daar ingestel is. Die hoofstuk 1 praat van die brandoffers, hoofstuk 2 van die spysoffers, hoofstuk 3 van die dankoffers, hoofstuk 4 van sondoffers, en hoofstuk 5 van skuldoffers. Die brandoffer, die sondoffer
en die skuldoffer het elkeen van hulle die vereiste was dat 'n dier moes sterf. Want daar moet versoening gedoen word vir sonde. Daar was een dag in die jaar wat hulle uitgesonder het, die groot versoendag. En daarvan lees ons in Levitikus 23, jy kan dit gaan lees, op die 10de dag van die 7de, is ek reg, van die 7de maand het hulle die groot versoendag gehad. Dan het hulle gekom en dan het die hoofpriester eenmaal 'n jaar het hy ingegaan in die allerheiligste en hy het 'n versoening bewerk vir die volk. Ek gaan nou hoor hoekom ek hierdie vir u sê. Wat was die doel? Natuurlik om die versoening te bewerk. Nou maar hoekom dan is daar ander offers? Want dit was 'n aanvaarde praktyk dat jy reeds versoening gaan doen het vir die sondes en die misstappe wat jy welwetend ondergaan het, wat jy begaan het. En as jy die skrif gaan lees, gaan jy sien, die groot versoendag was daar vir die sondes wat jy onwetend begaan het. Dit is goed dat ons altyd bewus is van, dat dit skeiding bring tussen my en God nie, en daarom is daar hierdie groot versoendag. En dit bring my by die boodskap. Jy maak die Bybel oop op Hebreërs hoofstuk 9. En ek gaan begin lees by vers 9 om tyd te spaar. Ek wil jy aanmoedig, gaan lees die brief Hebreërs, asof dit 'n brief is. Begin by hoofstuk 1 vers 1 en lees hom tot by die laaste vers van hoofstuk 13, asof dit 'n brief is. Aanhoudend, doen dit so vir 'n week, dan gaan jy sien wat so goed begin die Here vir jou openbaar. Vers 9 begin en hy sê dit. Nou dit is die tabernakel wat ek nou net van gepraat het. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring is, wat die diens verrig, luister, kyk hierdie gedeelte, na die gewete nie volkome kan maak nie. Met ander woorde, daar is 'n beperking. Hy bring 'n offer, maar dit doen niks in sy gewete nie. Hoor wat hy sê in vers 10. Hier gee hy die antwoord. Omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is, en hier kom die tema van my boodskap, tot op die tyd van herstelling. So dit het voortgedien vir ek dink was 2500 jaar, vir 2000 jaar, het dit voortgeduur. Daar was voortdurende offers wat gebring is, om die mense te sondes, om versoening vir God te bring, om versoening te bring tussen God en mens. Dit is daai ouens, dit is soos om, jy kom in vir jou fix, jy weet, jy kom vir jou fix, dan gaan jy weer aan, dan kan jy nou maar weer gaan. En dit is wat die ouens gedoen het. Maar nou kom vers 11, hy sê, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Daar is 'n tabernakel in die hemel, en Christus Jesus is die hoëpriester van hierdie tabernakel. Nou sê hy, Christus Jesus het gekom. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing bewerk het, of teweeggebring het.
Want Christus Jesus het die hoogste offer gebring wat daar is om te bring. Hy sê wat in vers 13, die bloed van stiere en bokke en die as van die vers, of van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot die reiniging van die vlees. Die vlees is die uiterlike. Dit is die beste wat die bloed gedoen het van die offers wat hulle gebring het. Daar was 'n uiterlike reiniging van die vlees. Dit het niks aan sy gewete gedoen nie. Dan sê hy vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat hom deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het. Kyk wat sê die skrif, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Die offer wat Christus gebring het, reinig my gewete. Waar werk hy? Binne in my. Dis waar die bloed van Christus Jesus se werking is. Nie uiterlik soos die bloed van bokke en stiere en die as van 'n vers nie. Wat is dooie werke? Laat ek dit eers sê. As ek dink, hy reinig my gewete van dooie werke, het Jesus Christus die prys betaal. Onthou nie, ek het net nou gelees, hy sê, dit was vir die reiniging van die vlees, maar dit kon aan die gewete niks doen nie. Die bloed van Jesus Christus betaal die prys vir 'n skuldige gewete wat ek het, vir skuldgevoelens wat ek het, vir daai ding wat die vyand probeer om steeds 'n houvas op my lewe te kry, my skuldig te laat voel oor gister en eergister en wat 10 en 20 en 50 jaar gelede gebeur het. Dis wat die vyand in spesialiseer. Wat is dooie werke? Ek kan dit gaan lees in Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Paulus skryf dat die werke van die vlees geopenbaar is. En dan noem hy by name 17 verskillende werke wat geopenbaar is. En jy kan maar gaan kyk wanneer Paulus skryf oor goed wat ons mee moet deel, begin hy feitelik sonder uitsondering altyd by seksuele sondes. Alles wat te doen het met seksuele goeders en begeerlikhede van die vlees. Hy noem by name 17 goed wat werke van die vlees is, en dan eindig hy met en dergelike dinge. Met ander woorde, dit is nie 'n volledige lys nie. Daar kan nog bygelas word. Vers 15 sê, daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament. Sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van oortredinge onder die Eerste Testament, die Ou Testament, die Ou Verbond, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Dit is die groot voordeel wat dit vir ons inhou as kinders van God. As ek kyk na die skrif wat sê die wat geroepe is, dan lees ek in Johannes 6 vers 44 waar Jesus dit sê, hy sê, niemand kom na my toe as die Vader wat my gestuur het om nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. In Johannes 15 vers 16 sê die Bybel, Jesus is weer aan die woord, hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Ek het gister met iemand 'n gesprek gehad, juis oor hierdie skrif. Ek kies God nie eerste nie. Hy kies my. En dan sê Jesus verder, en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra,
hy julle dit sal gee. Die wat geroep is, die belofte van die erfenis, wat is dit? Daar is 44 skrifte in die Nuwe Testament wat praat oor die ewige lewe. Hier is een wat almal ken. Johannes 3 vers 16. En julle het hom klaar in julle kop opgesê. Want so lief het God die wêreld gehad. Jy kan die wêreld uithaal en jou naam inskryf. Ek kan sê, want so lief het God Adrian gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Johannes 6:47 lees ek, voorwaar, Jesus is weer hier aan die woord, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Vers 54 sê, hy wat my vlees eet, en ons gaan net oor die nagmaal gebruik, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En hier is 'n belofte, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Wat gebeur wanneer ek Jesus Christus se volle werk in oënskou neem? In Hebreërs hoofstuk 10 sê die skrif, vers 1 tot 4, want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word. Want jy was net nodig om een keer te gaan offer, man. Dan het die hoofpriester net al eerste keer, toe hy uit Egipte uitgekom het, net die eerste keer nodig gehad om hy offer te bring. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. As dit so 'n goeie stelsel was, het ek net nodig gehad om een keer vir my te laat offer. Dan is ek gewenks. Dan kan ek maar aangaan. Hoor wat sê vers 3, maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes. So elke jaar as jy kom offer, dan word jy herinner, jy is 'n ou wurmpie. Jy is sondig. Jy verdien dit nie. Elke jaar as jy daar kom en jy offer, dan besef jy net weer, I'm never gonna make it. So ver buite my vermoë. Wie kan dit dan maak, Here? Hoor wat sê die woord in vers 4. Want die bloed van bokke en stiere kan onmoontlik die sonde wegneem. Wat het gebeur? Dat hy dit elke jaar net kon toemaak. En elke jaar as ek weer herinner, dan maak ek dit weer toe. Dis wat gebeur. Johannes 1:29 sê vir my, en dit is toe Johannes vir Jesus sien, hy sê die volgende dag, sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar is die lam. Met die klem op daar is die lam. 1 Johannes 1:7 sê, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En hoor hierdie mooi belofte, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons
van alle sonde. En as die vyand kom en jou herinner aan jou verlede, herinner hom bietjie aan sy toekoms. 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wat is die prys eintlik? In Jesaja 54, dit was nou nie deel van my notas nie. In Jesaja 54 sien ons ek is verkeerd. Kyk nou net nie. Ek dink is 53. Ja. Vers 3. Hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja sê vers 6, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Die hoogste prys wat betaal is. Ons kan dit nooit onderskat nie, ons kan dit nooit onderspeel nie. Die hoogste prys. Jy is met die gereëls kom staan nader vir my by die tafel. Ek sê weer en ek sluit af met hierdie skrif, net om dit te herinner. Dit wat in die Ou Testament gebeur het, het net bestaan in spys en drank en verskillende wassinge, vleeslike verordeninge wat opgelees tot op die tyd van herstelling. God is die God van restaurasie. Hy is die God wat herstel. Wat het Jesus kom herstel? Daardie gebroke verhouding, daardie volmaakte verhouding wat gebreek is, toe Adam en Eva die bal laat val het. Toe hulle gedoen het wat God vir hulle gesê het om nie te doen, hy het hulle een opdrag gegee, net een. Noem maar die proefgebom. Hy gee vir hierdie een opdrag. So waar is vet, hulle kan dit nie doen nie. Dis is om vir 'n kind te sê, moenie aan daai ding vat nie, ek het hom nou net geverf. Daai verf is nat, wat gaan my kind doen? Net dit wat pappa en of mamma gesê het, moenie doen nie, dan gaan doen hy dit. Adam en Eva is dieselfde. En hier kom God en hy herstel. Daar's 'n skrif wat sê, julle wat ver was, het naby gekom. Ons wat uitgesluit was van God se beloftes, is nou ingesluit. Ons wat geen deel gehad het nou deel. Ons wat vreemdelinge was, is nou huisgenote. Ons is nou gunsgenote. Ons wat nooit sou kwalifiseer nie, is nou priesters.
As die Here ons spaar en as die Here wil, gaan ek Sondag met u praat oor, daar's 'n verandering in die priesterorde. Change has come. Ons wat niks gehad het nie, is konings. Come on! Jesus Christus is in die werk van herstel, van restaurasie, van optel, van sterk maak. En ons gaan nou oorgaan na die tafel. En hoor hierdie skrif. Want ons het nie 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat versoek is net soos ons. Daar's geen versoeking wat ek en jy kan deurgaan wat buite Jesus se verwysingsraamwerk is of wat hy deurgegaan het nie. En weet sê die Bybel, maar sonder sonde. Jesus Christus is volmaak en sonder sonde. Wanneer ons na die tafel kyk, ons het nou hierdie broodjies. En ek het dit al gesê, hierdie broodjie bestaan net uit 2 bestanddele. Dis koring wat fyn gemaal is, tot meel en water. Daar's geen sout in nie. Want sout is 'n preserveermiddel onder andere. Ek weet, daar's 14.400 bekende gebruike vir sout vandag. Selfs die verfde in jou mure het sout in. Maar sout, een van sy kwaliteite, dis 'n preserveermiddel. Christus het nie nodig gehad om preserveer te word nie. Want die skrif sê, u sal nie toelaat dat u gesalfde verderwing sien nie. Hy het nie nodig gehad, almal wat al gejag het of geslag het, weet, jy gooi baie sout op die vel. Hoekom? Om hom te preserveer. As jy dit nie doen nie, dan word hy vrot. Christus het dit nie nodig gehad nie. Daar's geen suurdeeg in nie. Ek weet daar is wel offers wat hulle gebring het wat suurdeeg het, maar hierdie is anders. Suurdeeg in hierdie konteks praat van sonde. Hy het geen sonde gehad nie. Hy was sondeloos, vlekkeloos, volmaak. Dis hoekom hy die offer kon bring. Toe Jesus die prys betaal, toe bring hy hierdie offer voor Vader wat hy betaal het. En as God dit nie aanvaar het nie, sou Jesus nie in die dood uit opgestaan het nie. Maar hoekom? Bybel sê dat dood het geen houvas op hom gehad nie. Al hoe dood op jou houvas kan kry as jy gesondig het. Dis hoekom Jesus 3 dae in die doderyk was. Petrus sê vir ons wat het hy gedoen terwyl hy daar was. Hy het vir die gestorwe siele in die gevangenis gepreek. So hy het nie daar gesit en wag tot die trein verbykom nie. Hy het gewerk. En na 3 dae toe vat hy die sleutels van die dood in die doderyk. Want dood kon nie hou vas op hom vestig nie. Toe vat hy die sleutels. En God werk hom deur die krag van die Heilige Gees in die dood uit op. Moenie die krag van hierdie brood onderskat nie. Sy liggaam is gebreek vir ons, verbrysel vir ons, sodat deur sy wonde daar vir ons genesing kan kom. Ek bedien een keer hier die tafel in 'n vorige gemeente en terwyl ek die tafel bedien, toe genees die Here iemand. Niemand het vir hom gebid nie. Maar hy verstaan en hy snap dit wat hier gebeur. En die Bybel sê net so, hy het gedank en hy het gebid en hy het vir hulle gegee en gesê, eet julle almal daarvan. Raai wat, selfs ou Judas Iskariot het daar gesit. Ook hy het gedeel aan hierdie tafel. En net so het hy gekom en Jesus sê, neem, hy gee vir die beker, hy sê, drink daaruit.
Dit is die Nuwe Testament in my bloed. Daar is 'n verandering wat plaasgevind het in die orde. En dan gaan ons hier ons spaar met die soortige paar gedagtes rondom dit wissel, hoe belangrik dit eintlik is. Moet dit nie onderskat nie. Moet dit nie lig afmaak nie. Hierdie is die belangrikste, ek wil nie sê aktiwiteit nie, die belangrikste komponent van die Christelike bestaan, van ons Christelike bestaan, is juis om die tafel te nuttig. Die Bybel sê, so dikwels as julle by mekaar kom. Want wanneer ons dit doen, dan herinner ons mekaar, en ons gedenk dit, totdat Jesus weerkom. Totdat hy weerkom. Kom ons sit so, dan gaan ek net bid, en dan gaan ons uitdeel, wag op mekaar. Moet nog nie dit gebruik nie. Kom ons wag op mekaar, tot almal het, en terwyl ons gaan sing, dit gaan bedien, en dit uit die elemente uit gaan deel, gaan Tom vir ons bedien met 'n lied. Maar kom ons bid. Heilige Vader, baie dankie vanmôre vir die krag wat daar is in die liggaam van Christus, vir die bloed en die krag in die bloed. Die bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Die vermoë wat daar is in die liggaam van Christus, daardie wonde wat vir ons genesing gebring het, is vanmôre nog net so relevant en van krag soos die eerste dag toe dit gestort is. Ekskuus, toe die wonde toegedien is. Die bloed van Jesus is vanmôre in staat en by magte om ons van al ons sonde te reinig. Net soos die dag toe dit gestort is. Ek bid Here dat U verheerlik sal word terwyl ons mekaar herinner en dit saam geniet. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en lui die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.